Die Here Jesus Christus het aan die begin van die boek Handelinge gesê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria tot die eindes van die aarde. En hier word hulle as het ware gedwing om uit Jerusalem uit te gaan. Ons het verlede keer gekom by Handelinge 7 en ons het redelik volledig alles behandel, maar ek dink ons gaan net ter wille van volledigheid gaan ons 'n bietjie weer optel vanaf vers 55 of sê maar 54, die steniging van Stefanus. Maar ons hoofklem sal dan op die begin van hoofstuk 8 val. Maar kom ons bid saam voor ons begin. Genadige God, ons dankie vir 'n ewige woord, 'n woord wat deur u Seun Jesus Christus, deur die Heilige Gees en deur u vir ons gegee is, as 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Ons dankie vir die stigting en die vreugde en die verkwikking wat ons kry by die oordenking daarvan. Ons dankie dat u self vir ons dit verklaar. Die werking van die Heilige Gees in ons harte werk. Die Here Jesus Christus aan die regterhand van die troon wat die wêreldgeskiedenis laat ontvou. Ons dankie ook vir sy intrede, hy wat vir swakke mense na vore kom. Ons dankie dat hy ook vir ons vandag intree in ons eie swakheid. En ons bid dat u hierdie geleentheid sal seën, dat ons sal groei in die geloof, dat ons sal groei in kennis en waardering vir dit wat u in die geskiedenis gedoen het. In die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. So na die betoog van Stefanus, vers 54, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom afgestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En godvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes
en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooid was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En dan gaan Handelinge 8 voort om die gebeure rondom Simon die towenaar te beskryf, en dit is eintlik dan 'n hele gedeelte op sy eie, wat ons as die Here wil dan met 'n volgende geleentheid sal na kyk. So, Stefanus is vol van die Heilige Gees. Hy bring 'n boodskap wat hierdie mense geweldig ontstel. Dat eerstens, dat die tempel is nie die middelpunt van God se werk op aarde nie. Dit is nie die enigste plek waar God hom geopenbaar het nie, en hy wys dit vir hulle deur die geskiedenis. Maar dan wys hy ook vir hulle deur die geskiedenis hoe die establishment, as ek dit so mag uitdruk, die gevestigde belange, hoe hulle nog altyd Christus se gesande en profete vervolg het en uiteindelik vir Christus self doodgemaak het. En dit het hulle natuurlik nog meer ontstel toe hy dit vir hulle sê. En daarmee is hulle op met hom en hy word buitekant die stad gesleep en hulle sou hom daar teregstel op die klassieke manier wat nog voorgeskryf is in die Ou Testament. Jy moet die godslasteraar stenig. Maar wat nou opvallend hier is dat die Here Jesus Christus as het ware self daar teenwoordig is. Baie van die kommentare vra die vraag nou, hoe staan die Here Jesus Christus hier terwyl hy opgevaar het na die hemel, en ons belydenis sê, en dit is ook elders in die skrif, hy sit aan die regterhand van God, waar daar natuurlik baie klem lê op sy oordeel, wat hy gaan vel as 'n regter, die regter sit. Maar hierso staan die Here Jesus Christus, en ek wil nie te veel daarin lees nie, want dit word nie verder vir ons verklaar nie, maar telkens wat ons in die Ou Testament en die Psalms ook lees, as God het opgestaan tot die stryd, Psalm 68, nee, God staan op, Psalm 10 en Psalm 11 vra dat die Here sal opstaan, met ander woorde, hier staan hy op in wat kan ons sê, in sy verdedigende hoedanigheid. Maar Stefanus word nog steeds tereggestel. Wat hy wel sien is geweldig belangrik vir hom, en ook as 'n getuie teenoor daardie mense wat hierdie dinge doen. Onthou dat die Here Jesus Christus die aand voor sy kruisiging vir die Joodse raad gesê het, en dit is ook wat hulle verskriklik ontstel het, is dat hy sien die seun van die mens kom in die wolke. Met ander woorde, hy sien homself as die seun van die mens, 'n verwysing na Daniël 7, wat net na die Messias kan wees. Met ander woorde, daar was geen twyfel dat die Here Jesus Christus homself daar as die Messias openbaar het nie, en ook hier sien Stefanus die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Psalm 110 het dieselfde gedagte, God se heerskappy deur sy seun aan sy regterhand. Maar hulle het op hom afgestorm, buitekant die stad gewerp, en hulle het hom tereggestel. Ons het verlede keer gepraat oor die feit tot watter mate dit 'n geoorloofde handeling was, aangesien hulle
onder die heerskappy van die Romeine was. Stefanus se teregstelling sien ook die inleiding tot die persoon Saulus, wat ons later ook leer ken as Paulus, een en dieselfde persoon, wat daar staan met die klere aan die voete. Nou, ons gaan nou weer van iets van Saulus hoor. En nou, baie ooreenstemming, ons het nou reeds gewys, die verwysing na die seun van die mens, ook baie ooreenstemming met dit wat aan die kruis gebeur het, in Jesus se geval, reken hulle die sonde nie toe nie, dit is die woorde ook van die Here Jesus Christus. So, baie ooreenkomste wat ons ook het met die Here Jesus Christus se eie teregstelling. Maar goed, en dan begin hoofstuk 8, en nou kom daar 'n nuwe bedeling na vore, het ook sy vermoording goedgekeur. En die gevolg van dit alles is daar 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. So dit wat Stefanus in sy rede gesê het, dat Jerusalem en die tempel is nie die begin en die einde van alles nie. Dit kom nou in die praktyk na vore, dat die evangelie uitgedra word vanuit Jerusalem. Alles was tot dusver in Jerusalem baie, ons kan sê, voorspoedig en mooi, en al die mooi dinge wat ons daar van die eerste gemeente geleer het, hoe hulle gegroei het, hoe daar van die priesters by hulle aangesluit het, en hoe hulle self diakonaal georganiseer het, en so meer, en hulle het volhard, en dit was net mooi, maar die Here Jesus Christus het aan die begin van die boek Handelinge gesê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria tot die eindes van die aarde, en hier word hulle as het ware gedwing om uit Jerusalem uit te gaan. Nou, die aanvoeling is ook dat dit die meer Grieks sprekende deel van die gemeente is wat hierdeur geraak was, want ons hoor dat die apostels agtergebly het in Jerusalem. Hulle het nog lank daarna was hulle in Jerusalem gevestig. Eers nou 'n rukkie verder, hier in Handelinge 8 sien ons dat Petrus en Johannes ook na Samaria gegaan het. Nou Samaria het 'n lang geskiedenis in die Bybel. Ons weet, na koning Dawid en na koning Salomo het Israel geskeur, die noordelike 10 stamme, en dan die suidelike 2 stamme, Juda en Benjamin, wat nou nie meegegaan het met die noordelike 10 stamme nie. In die noordelike 10 stamme het op 'n pad van afgoderry beland, en eiewillige godsdienst, ons ken die geskiedenis van Elia en Elisa en Agab, en so meer, maar uiteindelik, na 'n klomp profete ook opgetree het, wat ons van lees, wat opgeteken is in die Ou Testament. In die jaar 722 voor Christus het die Assiriërs gekom, en daardie mense weggevoer, wat daar was. Maar, typies, soos hulle ook daai tyd gedoen het, hulle dit ook in Judea gedoen, die Babyloniërs, hulle voer net sekeres weg, voer net die ambagsmanne weg, net die manne mense wat iets beteken, die res van die bevolking wat nou nie vir hulle waardevol is nie, die het daar agtergebly, maar nou het die Assiriërs nog verder gegaan, en hulle het ook weer 'n klomp heidene, het hulle in daardie gebied geplaas, en nou neem jy 'n volk se kultuur weg, jy neem sy taal weg, jy neem sy godsdienst weg, en wat het daar toe ontstaan? Daar ontstaan toe 'n tipe van 'n baster godsdienst, daar in waar eers die noordelike 10 stamme gebly het, waar Samaria die hoofstad van daai deel van Israel was. Hier is hierdie Samaritane,
toe die Jode self in ballingskap gegaan het en na 70 jaar teruggekom het en in Jerusalem kom, toe is die Samaritane ook daar in daai omgewing en die Jode sê, nee, ons kan niks met julle te doen hê nie. Julle gaan ons nie help nie, julle gaan ons belemmer, wat natuurlik weer tot verdere vyandskap aanleiding gegee het. So daar is vyandskap tussen die Jode en die Samaritane, vanweë die feit dat hulle so verbaster het, en vanweë die feit dat hulle ook 'n halwe godsdiens gehad het. Hulle het die eerste 5 boeke van Moses het hulle geglo, net soos die Sadduseërs. Hulle daardie eerste 5 boeke van Moses het hulle geglo. Onthou, daar was 'n gesprek tussen die Here Jesus en die Samaritaanse vrou in Johannes 4, waar daar baie mooi dinge plaasgevind het. In hierdie gesprek het die Here Jesus Christus ook gesê, dat dit gaan nie oor Jerusalem of die Gerusalem, hierdie berg waar julle aanbid nie. Daar gaan 'n dag kom waar dit nie meer gaan saak maak nie. En orals waar God in gees en waarheid aanbid word, daar sal God teenwoordig wees. En ons weet dat daai vrou het hom toe herken as die Messias, sy het hom herken as die profeet van Deuteronomium 18, wat voorspel is, want onthou hulle het die eerste 5 boeke van Moses herken. Sy het na die mense in die stad gegaan en gesê, hoor hierso, kom kyk, is dit nie dalk die Messias nie, is dit nie dalk die Christus, die een wat sou kom nie? En dan is daar ook 'n gesprek daarna met die Here Jesus met sy disippels en hy praat van die oes is ryp, ook hier in Samaria. Die oes is ryp, die arbeiders min. Daar sal 'n tyd kom dat hierdie gebied ook betrek word in God se heilsplan. So dis nou wat hier gebeur. Die Here Jesus se woorde gaan in vervulling en die Samaritane word nou betrek met God se heilsplan. Ek het 'n vergelyking wat ek wil tref tussen die Samaritane en die godsdienste wat ons in Suid-Afrika kry op die oomblik. Die grootste kerk, as ek dit so mag noem, is die Sioniste. En ek weet nie of ek sien hulle nie eintlik hier nie, maar noord, daar in Transvaal, baie van hulle. Ja, hulle trek altyd sulke wit klere aan, hulle kom in sulke groepies by mekaar op 'n Sondag, en jy weet, baie netjies, en dra so kenmerkende groen baniertjie of 'n dingetjie so op hulle lapel. Hulle is the Church of Zion. Hulle het hulle hoofkwartier daar naby Pietersburg by 'n plek met die naam van Moria, en hulle kom Paasnaweke daar by mekaar. Hulle het 'n leier met die naam van Legayane, en dit is 'n groot byeenkoms elke jaar. Hulle aan die einde van daai byeenkoms bring hulle die swart asdromme vol geld daar dan maak die banke toe in Pietersburg, sodat daai geld getel kan word. Maar hulle het 'n tipe baster godsdiens. Hulle het die Bybel, maar hulle het ook al hulle voorvader aanbidding en 'n klomp van die Afrika godsdiens nog steeds gemeng met die ware godsdiens. So dis 'n baie goeie vergelyking as ons nou moet sê met die Samaritane. Die ware gereformeerdes wil eintlik nie vermeng met die Sionistes, selfs die swartes ook. Alhoewel daar 'n baie groot braakveld daar is, en die Bybelskole wat daar opgerig is, Makanya is opgerig om van hierdie mense opleiding te gee en hulle in 'n meer Bybelse rigting te probeer stuur. So, dis die agtergrond nou van waar Filippus hom bevind. Ons merk op dat Stefanus is die laaste verwysing na hom, dat hy begrawe is, en dat daar groot rou oor hom bedrywe was, met ander woorde, alhoewel
die Joodse raad en die establishment van so 'n gestenigde persoon, hy moet daar maar onder die hoop klippe lê, het hulle hierdie sy eie mense om met groot liefde gaan begrawe. En Saulus word nou genoem as die een wat die gemeente vervolg. Hy noem hierdie vervolging 'n paar keer verder aan in hoofstuk 22 en dan ook in hoofstuk 26 in sy betoog voor Agrippa en dan ook in die brief aan die Galasiërs praat hy hierso. Ek gaan nou net aanhaal wat hy sê in Handelinge 26 voor Agrippa. Hy sê wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Jesus die Nasareëner moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen. En ek het baie van die heiliges in gevangenis opgesluit, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het. En so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. So dit was nie net Stefanus nie. Dit word toe by hom 'n patroon, so dikwels. 'n patroon van dat hy aktief meedoen aan die vervolging van die mense wat selfs hulle dood tot gevolg het. Ek weet die man het geweldige, as jy dink dat hy tot bekering gekom het, geweldige ommeswaai. Hy sê, en in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster. Met ander woorde, hy het hulle gemartel om te laster, om die naam van die Here Jesus Christus te ontken, of om daarteen iets te sê, of wat ook al. En ek het uitermate teen hulle gewoed, en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede, en dis wat ons nou in Handelinge 9 sal sien, waar die Here Jesus Christus hom gekonfronteer het, vir hom sê het, maar hoekom vervolg jy my? So die vervolging wat Stefanus ervaar, daar waar hy die Here Jesus Christus sien staan het aan God se regterhand, was 'n vervolging ook teen Christus. Hoekom vervolg jy my? So dit was die apostel Paulus, en ons sal nou verder meer van hom hoor, heel wat meer in die boek Handelinge. Hy word as het ware nou nader aan die hoofrolspeler in die boek Handelinge. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. So daai woord verkondig is baie sterk. Dit is nie net dat hulle het gepraat nie, hulle het verkondig, met gesag verkondig. So dit wat hulle wedervaar het, dit loop nou uit op die uitbreiding van die evangelie deur die hele land. En Filippus word nou weer genoem. Filippus is een van daardie diakens wat na Stefanus na vore getree het. Hy was nou later in Handelinge leer ons hom leer ken as die evangelis. In Handelinge 21 vers 8 leer ons meer van hom ken. So Lukas noem hom daar as die evangelis. Ons lees dat daar staan, en die volgende dag het ons in die geselskap van Paulus vertrek en in Caesarea afgekom, en ons het die intrek geneem in die huis van Filippus die evangelis, wat een van die 7 diakens was, en by hom gebly. Dis Handelinge 21, heel wat later. En hy het 4 ongetroude dogters gehad, wat die profetiese gawe besit het. Filippus, die evangelis. So Filippus het nie verder gegaan as Samaria nie. Hy het daar gebly, en hy het die evangelie verkondig. Ons lees wel van hom later saam met die hofdienaar van Ethiopië, maar vir alle praktiese doeleindes was hy die groot woordverkondiger in Samaria, onder hierdie mense, bastermense met 'n baster godsdienst. So, ons het genoem van
die vervulling van dit wat die Here Jesus Christus in Handelinge 4 gesê het. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus. En toe hulle die tekens sien, so dit wat in Deuteronomium 18 staan, hulle glo nou op grond van die woorde en hierdie wonders en tekens wat die Here gegee het aan hierdie eerste apostels en evangeliste om die evangelie te onderstreep. En baie van die wat onreine geeste gehad het, by hulle die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, iets wat ons ook in die Here Jesus Christus se bediening gesien het. Die wat lam en krepeel was, het gesond geword, soos twee tipe genesings, gesondmaking, maar ook, ons kan sê, duiwelse geesuitdrywing. En daar was groot blydskap in daardie stad. Dit wat die evangelie bring in ons lewens en in ons harte is blydskap. As jy die Here leer ken, dan moet jy blydskap ervaar. Dit is so kenmerkend van die Christelike geloof. Die verkondiging van die evangelie en die glo daarvan bring blydskap. So as die Here wil, sal ons nou volgende keer praat oor hoe die duiwel nou weer sy skuif gemaak het hierso in die land van die Samaritane.